'n reeks gruwelmoorde waarin talle mense vermoor of vermink word en tussen die pirouette 'n ragfyn spinnerak van 'n storie. Ballerina word toegejuig as die coolste film van die week, maar verveel die miljoensende moorde jou nie ook nie? Natuurlik is daar fliekgangers wat Ballerina se doodsballette vrolik geniet en dis hulle reg. Maar dis sinneloos en hierdie spin-off van John Wick is vir 'n kwylende geweldsmaak. Jy is nie in as jy nie daarvan hou nie, maar smaak verskil. Die pragtige Ana de Armas se opleiding wys en sy werk as die moordenaarsballerina wat haar pa se dood wil wreek en natuurlik telkens oorleef. Maar in die wêreld van John Wick staan sy smeulend uit tussen die manne en kan die meisiekind skop, maar vermaak raak bedenklik as so baie mense vir ons genot sterf. Ballerina is gewelddadig, wees bewus daarvan, slegs in teaters. Die tweede resensie gaan ook oor 'n fliek wat ongelukkig teleurstel. Niemand kan ooit die charme van die eerste The Karate Kid naboots nie, en daar was al pogings. Die jongste een se storie rafel vroeg uit en maak slegs staat op die karakters, want jy weet, net een skop en jy hop. Kinders wat nie die Karate Kid reeks of Cobra Kai ken nie, mag die naweek vrolik saam spring en skop, maar kyk liewer weer na die 1984 weergawe om charme uitbundig te beleef. Die storie is reeds vertel en om dit weer na te boots met akteurs wat behalwe Jackie Chan nie die charme of gesag het nie, verinneweer die oorspronklike film. The Karate Kid Legends net as die kinders jou mal maak, maar dit buig die knie voor sy voorganger slegs in teaters. Jy kan hierdie resensies op Ontbytsake se webtuiste lees. Volgende week die swart komedie Mountain Head en nog 'n lewende aksieweergawe van 'n klassieke animasiereeks, How to Train Your Dragon. Lekker ballet en karate skop die week.